Goeiemôre. Vandag 'n belangrike vraag om te antwoord vir die refugee-program. Wat word van my kinders as ons in Amerika aankom en ek kom iets hoor? Ek's 'n alleen ouer of beide ouers. Ons laai die kind by die skool af en ons is albei dood in 'n karongeluk byvoorbeeld. Wat word van die kinders? Wel, daai kinders gaan onmiddellik in die sisteem opgeneem word. En hulle gaan dan tussen hang af wat se staat jy is. Meeste state het nie goed soos kinderhuise nie. Hulle gaan in foster care. So hulle gaan tussen foster care parents rondgeskei word tot iemand hulle eendag aanneem. En daai foster care parents kan goeie parents wees of swak parents. Baie mense in Amerika doen aansoek om foster care parents te word, maar dit is ekstra geld vir hulle. So hulle wil nie baie oor die kind hê, hulle wil net daai ekstra geld van die government afkry. So jy het die kans dat jou kind by een van hulle sal opdag of opeindig. So wat kan ek doen om so iets te verhoed? Doen wat ons gedoen het, toe ons na Amerika aankom. My dogter was 3 jaar oud. Ons was alleen, stoksiel alleen, geen familie, geen vriende, geen niks. Is net ek en my vrou en my een dogter, wat 3 jaar oud is. Sê net maar ons laai haar by die kleuterskool af, en op pad terug is ons in 'n kar ongeluk dood. Wat word van daai klein dogtertjie in hierdie land? Sy sal in die foster care system gaan. En dit kon ons nie toelaat nie. So, ons het 'n dokument opgestel. As ons iets oorkom, en ons het eers gaan reëlings tref met die daycare teacher, baie nice vrou gewees. En later in haar daycare, teacher en die eienaar van die skool. Baie nice vrou. Toe sê ons vir haar, en sy het verstaan, as iets met ons gebeur, dis in die dokumentasie, dan daai selfde dag nog sal sy my dogter saam met haar huis toe vat, en sy sal na haar omsien vir 'n paar dae, tot hulle onmiddellik ouma en oupa in Suid-Afrika kan kontak, of my broer in Skotland kan kontak. Wie ook al kan oorkom Amerika toe om vir die dogter te kom haal, sal dan oorkom. Hulle het ook dan die reg om al my goed af te handel, jy weet, insurance claims en al die goed en skuld te maak, om af te betaal of goed te verkoop of whatever, dit moet die finansiële gedeelte af te handel, en dan sal hulle die kind saam met hulle terugvat, dan sal hulle custodians, jy weet, dan sal hulle die pleegouers of whatever jy het noem, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir die kind nie. So, maar alles dit moet op 'n papier wees, jy moet 'n verslag skryf, jy moet soos 'n lewens, wat jy call it, daai ding, as jy doodgaan, jy moet daai goed skryf. Sorry, my ding breek op, ek kan nie nou aan verskillende name ding van verskillende goed nie. Maar jy skryf daai dokument. Wat by is, ons het die dokument geskryf, last will. By dit moet die juffrou wat nou, die iemand in Amerika wat nou vir my dogter 'n custody sal neem, se ID en alles, contact details is by die dokument, afskrifte en genotarized. Ouma en oupa se ID, contact details en alles is by die afskrifte, en oom Jimmy in Skotland se papiere en goed is gefotostaat en genotarized en by die afskrifte. Al 3 het 'n stel gehad, en die juffrou het 'n stel van hierdie dokumentasie gehad. Nou, as jy in my huis inkom, kyk die polisie gaan ons by ons huis inkom om te kom kyk wat aangaan, jy weet, en dis wat hulle sal doen. As jy inkom by die voordeur, is dit nie meer die dokument, die selfe pakket, dis daar. So hulle sou sien, okay, ons is dood, hulle moet nou eers die juffrou kontak en al die in die proses in die gang sit. So al die dokumentasie is daar. En dan ook is daar telefoonnommers en vir wie hulle moet kontak en almal se telefoonnommers. So dis wat jy moet set up. Dis ongelukkig iets wat jy moet aandink, veral as jy alleen ouer is wat Amerika toe kom en jy klein kinders. Dis iets wat jy moet aandink en moenie tyd mors nie, as jy aankom doen dit onmiddellik. Maar begin die proses in Suid-Afrika, dat jy daar al, wie ook al moet custody van die kinders vat, so afskrifte van hulle ID's en alles kry, en dit certify. Dit moet gecertify wees, jy kan nie net enige iemand se afskrif vat nie. En dan 'n brief by,
van hulle af dat hulle sê ons erken, ons sal die kind inneem en gesign, jy weet gestempel, certified true copy, daai ding, tipe van ding. En dan hier in Amerika dan notarize jy dit net hierso. So dis die proses wat ons gedoen het. Dit het ons net 'n dag gevat om al die papiere in plek te hê en gelek en by almal te deliver en almal het hulle pakkies gehad. En so gaan dit. En so nou is dit weet 18 jaar later, my dogter het nou net die naweek 21 geword. So nou nie meer dit nodig nie, sy kyk nou na haarself. Maar dit is iets wat jy kan doen om voorberei vir die kinders. Maak 'n plan. Moenie dat jy onkant gevang word nie. Geniet die dag.